lees uit die onfeilbare woord van die Here en ek wil hê julle moet oopmaak. Die Bybel het soveel bladsye, né? Hy hardloop op 1441. Maar julle moet vir my oopmaak in Openbaring, die heel laaste hoofstuk, Openbaring 22. Want dit is wat ek sê, die begin van die einde en die einde van die begin. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Let op, hy praat daar die boom van die lewe. In Genesis lees ons ook van die boom van die lewe. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Nog 'n interessante feit, ons is almal vandag besig met hierdie merk van die bees, en almal spring op en af, en elkeen is besig met daai ding. Onthou, die naam van God sal op jou voorhoof wees, as hy jou ken. Die nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lam of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en sal as konings regeer tot in ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. Die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Waaragtig, die woord. Daar is nie iets anders omtrent dit nie. Kyk, ek kom gou, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broers, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Ek het vir julle gesê in die verlede, ek wil met julle pad loop. Elkeen is nie op dieselfde geestelike vlak nie, elkeen vra nuwe vrae, elkeen wil nuwe dinge hoor. Maar dit gaan nie oor die nuwe dinge nie. God het alles vir ons instoor en hy het vir ons elkeen 'n pad wat hy met ons wil loop. Hierdie pad wat hy met ons loop, is 'n pad wat jy in hierdie stadium van jou lewe baie keer ken, of nie ken nie, of vir die Here vra, hoekom is ek in hierdie ding? Ons weet, jy gaan deur seisoene. Toe jy gebore was jy 'n kind, jy was 'n baba, toe het jy groter geword, toe het jy tiener geword. Tiener het jy oorgegaan na groot mense toe. Ons gaan aan, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Hierdie woord van die regverdige, gaan ek met julle ook behandel. Want dit is 'n vraag wat ek baie keer vir baie mense sê. As jy in die Bybel lees, kry jy die woord Christen net 3 keer. Kom jy 175 keer voor. Dis interessant. Was Abraham dan 'n Christen? Ons sal dit daar los, maar dis hoekom ek sê, as julle notas wil maak, en julle notas maak, want ons sal daarvan praat. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen. Onthou, God sluit 'n verbond met ons. En dis sy gebooie. Sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe. Hier kom hy weer voor. Die boom van die lewe. En ingaan deur die poorte van die stad. So ken jy die boom van die lewe, kan jy ingaan as jy regverdig. Dis 'n paar vrae wat ek so vinnig vra. Maar ons sal by dit kom. Maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders, die moordenaars, die afgodedienaars, elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmôre ster. En die Gees en die bruid sê, kom.
en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Hier kom die uitnodiging weer eens. Julle wat God ken, moet kom. Want ek betuig dat elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is, en iemand van hierdie woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, sal God sy deel wegneem in die boek van die lewe en in die heilige stad en die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Hy wat dit getuig sê, ja, amen, gou. Ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Nou kom ek gee julle sommer so 'n vinnige feit oor die Bybel. Ons hou almal van die Bybel. Ek hoop so. Ek sê dit by, ek hoop so. Ja. Vraag is, lees jy dit elke dag, ja of nee? Nou kom ek gee julle 'n vinnige feit oor die Bybel. Hoekom lees ons hom? Die Bybel is geskryf deur 40 verskillende mense oor 'n tydperk van 1500 jaar. Maar die interessante ding is, 40 mense het geskryf oor die Bybel. Daar is 63.779 verbindings van die Ou Testament na die Nuwe Testament, wat die Bybel die een ding noem, en dit weer later, Jesus toe hy gekom het, vir ons noem. Hy is geskryf in 3 tale, Aramiek, Grieks, Hebreeus. En die interessante gedeelte van hom is, hy het een universele storie. Hy het nie 20 stories nie. Hy begin by God, en hy eindig by God. Hy sê Alfa en Omega. Daar is geen misverstand in die Bybel nie. So met ander woorde, zero tolerance. Ons praat van God, ons praat nie van Mohammed nie, ons praat nie van enige ander, maak nie saak wat se God nie. In 2 Titus 3:16 lees ons, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En hoor mooi wat ek sê, dis wat die woord sê, geregtigheid. Hy praat nie om 'n Christen te wees. So ek wil julle die regte ding wys waarop dit neerkom. Ons gaan dit behandel. Want die Christendom is waar baie skerp ding is. In 2 Petrus 1:19 sê hy, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Nou dis die punt wat ek graag met julle wil bespreek, want baie van julle het my gevra, hoe werk die siel, gees en liggaam? Wanneer gebeur met wat as jy doodgaan? Ons het nou hierdie naweek 3 begrafnisse gehad. So, watter punt is waar? Ek gaan net nog 'n punt vir julle noem. In 2 Petrus 20 praat hy dan, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Ons kan gaan kyk na Jesaja en al die profete. Hulle het nie net sommer gekom en gesê, wara. Selfs Johannes wat voor Jesus uitgegaan het, hy het dadelik gesê, daar is die lam van God. Daar is nie 'n verskil nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Het die heilige mense van God gespreek. Die vraag is, verstaan julle dit? Mens verstaan dit nie altyd nie. Maar waar kom jy as mens in daai bestaan van hierdie toe? Ons is almal mense wat wil hemel toe gaan. Ek hoop so. Ek sê dit weer eens. Maar die vraag is, wat wil jy daar gaan maak? Wat gaan jy daar maak as jy in die hemel kom? Gaan jy harp speel? Gitaar speel? Nee, dit is waar die verskil inkom. Hoekom ek baie keer sê, om hemel toe te gaan is 'n loopbaan. Ons manne weet, as jy almal geloop het, as jy apprentice, het jy daai dinge gedoen. Die vrouens weet, hulle wat 'n sekere rigting gegaan het, hulle het ook hulle eie ding gedoen.
En wat het gebeur teen die einde van die dag? Toe het hulle jou gekwalifiseer. En toe was jy van jou apprenticeship, kom ek stel het so, was jy oorgesit, nou is jy 'n volwaardige mechanic, fitter en turner, noem het net wat jy wil. En dan het jy daarin ook opgegaan, en jy senior rang gekry. En manne van die weermag, ons ken daai ding ook, jy het jou basic gedoen, en dan jy KO gedoen en al die ander goeders. So, dit is presies met ons wat die lewe is. Kom ons kyk nou wat God met ons gedoen het toe hy ons gemaak het. Toe hy ons gemaak het, het hy vir ons gesê, in die begin, het God die mens gemaak, en het hom geformeer uit die stof van die aarde. Nou ek sê nog, ek dink baie van ons groot mense het nog steeds daai selfde probleem, vir al die mans, ons hou daarvan om in modder te speel. Dis wat God gedoen het, hy het in die modder gaan speel. En het die mense uitgemaak. En toe hy hom nou klaar gemaak het, toe blaas hy die lewe, die ruach, die gees van God in hom. En waar sit daai gees? Daai gees sit hierso, hier in jou hart. Daar's 'n ander interessante ding, hierdie wetenskaplike kom by die Here en hy sê vir hom, ons het jou nie meer nodig nie. En dit is interessant. Hy sê ja, ons kan ons eie mense maak, ons doen ons eie ding, ek het hier 'n laboratorium en hier 'n masjien gemaak, ons gooi net sand hierin en dan kom die mens uit, stap hy aan die ander kant uit. En hy sê, dis interessant, jy sal dit vir my moet wys. Ek sê, ja nee, kom môre, dan wys ek jou. Volgende dag kom die Here daar en sê die wetenskaplik, kyk hierdie groot masjien, kyk hoe groot is hy, kyk hoe pragtig werk. Here sê vir my nou, wys vir my nou die stuur, hy sê nee, ek vat nie die sand, dan gooi ek dit hierin. Here sê vir my, stop nou eers daar, kry jou eie sand. Kry jou eie sand. En dit is wat ons as mense nie kan doen nie. Jy sien net daar snoekery. Nou ons as mens, nou het jy die gees gekry. Gees sit hierso. Waar sit jou siel? Reg. Die gees wat hier is, wat die diepste deel van jou is, wat met God kommunikeer en verbind. Onthou, nou wil ek 'n ander ding sê. Die dag toe jy gebore is, wat het jy gemaak? Jy het asem gehaal. Wee. Wat het jy gesê? Wee. Jy het God se naam gesê. Jy besef het nie, maar nou dat ek het vir jou uitwys, dan besef jy maar, wee. Jy het God se naam gesê. Jy het sy asem ingehaal. En dit het hier kom lê. En dit maak jou van God bewus. Maar nou word jy groot, en jy leer al hierdie ander, sal ek sê, die wêreldse krag, al daai gemors, en dit is waar jou siel is, jou verstand. Hy vertel vir jou al die ander stories van die wêreld, en dan kry ons daai ding wat ons baie het, weer afgegaan daarso. Ekskuus. Hy vertel ons weer alles van jou wêreldse dinge. Nou sit jy met jou siel en jou gees in jou liggaam. Dis hoe jou liggaam aan mekaar sit. Nou die siel, wat jou nou jou persoonlikheid is, hy is jou emosies, hy beheer jou gedagtes. Daai tipe ding wat ons as jong mense doen. Jesie. Ek wil met daai vrou trou, maar dis wat my verstand vir my sê, wat sê my hart vir my. Hoe werk jou hart en jou siel nou saam? Nou beklei die twee te mekaar. Jy weet, nou gaan ek dit net so tussen hakies met tong en die kies sê. Baie vrouens sê, ja, die daai ou het geld, hy het so, hy dit, hy's 'n goeie opsie, jy weet. Daai tipe. Man sê weer, nee, Jesie, sy's good looking, sy doen dit, sy kook lekker kos. Wat sê, nou man se hart loop deur sy maag. Ja, braaibreekies, dis hy. Ja, braaibreekies maak jy sê reg. Ons is mense.
Dis presies hoe God ons in mekaar gesit het. Die siel en die gees werk teen mekaar en hulle besluit reg watter kant toe gaan ons nou. Die kop of die hart. En dan sit jy baie keer met daai probleem. Jy luister na jou kop en jy doen die verkeerde besluit. Want alles lyk op papier te pragtig. Vra maar baie ons wat besighede begin het. Jesus, kyk, hierdie sommetjie sit geklop, ons gaan baie geld maak. En 5 jaar later dan sê jy baie niks gemaak nie. Ons begin nie van voor af. Nou in 1 Tessalonisense 5:23 sê die woord weer eens. Luister, ons moet na hom luister, nie na ons nie. En die God van vrede self heilig julle geheel en al, en mag hy julle gees en siel en liggaam in alle dele onberispelik bewaar word na die koms van ons Here Jesus Christus. Ons vergeet weer eens, ons skei die 3 uit mekaar. Ek kan vir julle die Griekse woorde gee, die pneuma en die shoma, van dit, want dis presies hoe die Arameese woord hom gebruik het en hoe hy uit dit vertaal is. Ons gaan verder, dis lees Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees, ook van gewrigte en murg. Met ander woorde, hy kan sny waar niks anders kan sny. En is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Wat jy dink en wat jy doen. Prediker 12 sê vir ons duidelik, by die dood keer die liggaam terug na die stof, en die gees keer terug na God, en die stof terugkeer na die aarde, soos dit gewees het, en die gees terugkeer na God, wat dit gegee het. Nou vra hy vir my, wat gebeur met jou siel? En die gees gaan na God toe, en ons gaan nou, waar jy gaan die siel. Kom ons lees gou Lukas 16:19. Die ryk man en Lazarus. Beide manne is dood, maar hulle het steeds bewussyn, geheue, emosies en kan kommunikeer. Want die ryk man is in die hel en hy sê daar's vir Abraham, jy moet mense stuur, hierdie broers van my, hulle het 'n probleem. Maar Lazarus is aan die ander kant. So met ander woorde, hulle kan nog steeds voel, hulle kan nog steeds sien. So jou siel gaan saam met jou gees na God toe. Maar in Openbaring 6:9-10 lees ons, en toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Met ander woorde, die wat dood is en doodgemaak is, nou praat ons van al die apostels ensovoorts. Hulle siele roep na God en sê, Here, met ander woorde, die siel roep en die gees is ook daar. Want God weet van hulle. So, wat gebeur nou verder? Nou kom ons by die wit troon oordeel. Jy's nou dood, jy's in die doderyk. En die Bybel in Openbaring 20 sê vir ons, daar's die wit troon oordeel. En ek gaan hom lees. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar's geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, na 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Kom boet, dat jy wakker word. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel volgens sy werke. Weer eens daai ding wat ek julle gesê het, jy's in die doderyk. Hoor mooi. Die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was.
en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. So as jy doodgaan, gaan jy soen toe, doderyk toe. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Nou kom ons kyk nou kom ons van 'n graag hemel toe gaan, nou kom ons hier so by die Here. Groot wit troon. Soos die Engelsman sê, picture is. Dink nou mooi hieroor. Hier staan God, regs van hom staan Jesus, links van hom staan die Heilige Gees. En hulle drie is een wat ons weet. Nou staan jy reg voor hom. Nou wat dink jy, gaan God vir jou eerste vra, as jy daar voor hom staan? Hy het ons as mense gemaak. Watter doel? Om gemeenskap met hom te gesels, om hom te ken, in al jou weë. En jy ken hom nie altyd in al jou weë nie. Nou, so die vraag is baie eenvoudig, wat het jy met Jesus gemaak? Het Jesus vir ons gegee? Het jy Jesus aangeneem as jou saligmaker? Ken jy hom in al jou weë? Want, hy het ons hierdie ouetjie gegee om te lees. Ja, hy is bietjie pakvaster, ek dink ek sal hom, nie, jy vir ons ook 'n ander charger hier daar. Dus nee, ek dink nie daarin gaan inlok nie. Dit is op die ander stelsel, ja. Alright, okay, ons sal hom maar voorlopig los. Ek sal net daar praat, dis al, ek sal maar volume opsit. Net gou kyk, waar is daai knoppie? Ja, hoor julle daai knoppie, is hy beter? Werk hy? Okay, dankie julle. En hy gaan jou spesifiek vra, wat het jy gedoen met Jesus? En wat gaan jou antwoord wees? Kom ons kyk na wat nou werklik in die hemel gebeur. God staan hier, en hy gaan jou dit vra. Nou as jy sê, reg, ek ken vir Jesus, ek is 'n sondaar wat gelowig geword het, en ek het myself bekeer, en ek het 'n verhouding met God. Dan is dit eintlik baie maklik, want jy sien daar so 'n ander man, is 'n wonderlike engel. Hy is perfek gebou, dit was die beste skepping wat God nog gemaak het. Hy gaan daar van daai kant af inkom. En soos wat hy loop, het hy die mooiste musiek wat hy speel, en alles. Wie van julle ken daai engel? Lucifer. Hy het so lang lys. Dan gaan hy daai lys hier uit en dan sê hy vir jou, ek dink nie hy kan gaan nie, hy moet na my toe kom. Kyk hoeveel aanklagte het ek teen hom. Nou dan, soos gewoonlik ken ons nou vir Jesus ook, hy sal vorentoe kom en sê, gee my daai lys. Dan haal hy so rooi lappie uit sy sak en dan vee hy so oor die lys. Met daai rooi lappie noem hulle die bloed van Jesus. Dan gee hom terug vir hom en sê vir hom, wat staan op die lys? En soos gewoonlik sal ons weet, Satan sal sê, maar dis nie regverdig nie. Dan sal God vir hom sê, maar wat weet jy van regverdigheid af? Wat sal dan gebeur? Presies die volgende woorde, wat Jesus vir die mense gesê het, nou praat ek van die 3 diensknegte wat die talente gehad het. Hulle het die talente gekry, onthou julle daai gelykenis? En die een het 5 gehad en hy het dit vermeerder. Die ander een het 2 gehad en hy het dit vermeerder. Die ander een het 1 gehad en hy het dit begrawe. Maar die eerste 2 het hy vir hulle gesê, gaan in die vreugde van jou Heer. Met ander woorde, jy kan in die hemel ingaan. Daai ding van, ja, dankie, eers, hy werk, pragtig, dankie, Binnie. Dis 'n vinnige plan daai. Nou kom ek by daai punt uit wat ons baie keer oor, ek wil amper sê bang is. Want ja, jy ken die Here, maar jy ken hom nie in al jou weë nie. Dis reg, ons is mense, ons maak foute. God verskoon jou daarvoor. Ons maak foute, einde van die saak.
Maar jy het nou voor hom gestaan. En jou naam is nie in die boek van die lewe nie. Want wat God dan volgende gaan doen is, hy gaan kyk in daai boek. Jou naam is hierso. Maar ek weet nou al, hy is nie een wat eers nodig het om in die boek te kyk nie. Hy gaan jou voor die tyd ken. Einde van die saak. Hy het nie eens nodig om gou hier deur die alfabet te hardloop om te kyk of jou naam daar is. Hy stel, hy gaan ook nie op jou ID check nie. Gaan nie werk nie. Hy weet dit, uitgesort. Nou baie mense kom by die punt uit en sê hulle, ja, maar ek wil die Here dien. En eintlik waaroor hy dan bekommerd is, in plaas van om bekommerd te wees, is dit 'n vrees by hom. Want as ek môre doodgaan, wat gebeur met jou? Hoe ken jy jou saak met God? Is jy reg? Jou siel, jou gees en jou liggaam, waarheen gaan dit? Die liggaam weet ons is 'n uitgemaakte saak. Jy gaan stof word en jou siel moet jy nou net mooi uitwerk, saam met sy gees gaan hy Kentucky word of gaan hy harp speel. So, maar die probleem is, jy is bang vir God. Kom ons gaan terug na die sondeval toe. Toe Adam en Eva gesondig het, toe kruip hulle weg. Eerste ding wat hulle gesê het, toe God in die tuin kom, waar is julle? Toe sê hulle, ons vrees. Ons is mense, ons is vrees. Dis die eerste ding wat die bose op jou sit. Hy gee jou daai vrees, daai bekommernis. Jy het nou gesondig. Dis reg. Jy het gesondig, maar jy kan dit nog steeds gaan regmaak. Maar die vraag is, hoe is jou verhouding met God? So jy moet baie mooi gaan luister en baie mooi gaan dink daaroor. Wat is jou saak met God? Want jy sien in 2 Korintiërs 5:10 sê hy vir ons, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. Maar 2 Korintiërs 5:11 sê vir ons, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons geopenbaar, en hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. So as jy by die troon kom, wat gaan jy vir God sê? Want hy wil vir jou sê, gaan in die vreugde van jou Heer. Daai saak kom reguit by jou uit. Maak jou saak reg met God. Kry hom in orde. As jy vra het, vra. As jy nog vrae soek, hier's nog antwoorde. Die goeie nuus is, daar's baie antwoorde. En ek weet elkeen se situasie verskil. Elkeen se mens se hart verskil. Want jy dink dis so, en dit is eenvoudig hoe jy groot geword het. Eenvoudig hoeveel keer jy in verskillende kerke was. Verskillende dinge gehoor het en jy het gedink, dis die regte weg. En dan het jy later agtergekom, jy's op die verkeerde weg. Ek meen, vandag het ons soveel inligting in verband met goed. En ek gaan 'n maklike voorbeeld gebruik. Ons weet almal hoeveel nonsens hulle gepraat het rondom COVID. En wat het ons alles geglo toe dit uitgekom het. En die einde van die dag, toe die waarheid uitkom en die dinge begin deurkom, toe skrik ons wakker, toe sê ons, okay, dit was verkeerd. So, die kort antwoord hier is, lees jou Bybel. Dis die weg, die waarheid en die lewe. Dis nie onderhandelbaar om dit so te stel. Jy kan maar rondom dit dink, en ek weet ons almal het baie slipplade. Ek meen, vra maar ons toe ons tieners was, 16, 17, 18, 20, jou pa is die domste man in die wêreld. Wat kan hy dink? Hy weet nie wat hy dink. En dan kom jy hier by 26, en besef ek, want dalk het my pa die waarheid gepraat, ek moet dan weer dink daaroor.
En hier op 32:36, pragtig my pa hierdie waarheid gepraat. En dit is ons. So, dan besef jy eers wat die regte ding is. Maar baie van ons kry nie altyd daai geleentheid om dit voor daai tyd reg te maak. En Psalm 111 vers 10 sê dit vir ons reguit. Die vrees van die Here is die beginsel van sy wysheid. So as jy wil slim wees, hierso, lees hom. Almal wat dit beoefen, met ander woorde, hoeveel keer op 'n dag lees jy jou Bybel? Kom ek sê vir julle, wat vir my hartseer is, hierdie mense wat almal sê hulle is Christene en hulle glo in die Here. Hoeveel keer op 'n dag lees jy jou Bybel? Hoeveel keer op 'n dag doen jy iets met die Bybel? Kom ons kyk gou na die moslims. Hulle bid 5 keer op 'n dag. 5 keer. Hoeveel keer bid jy as mens? Dis net nie reg. Ek sê reguit, dis net nie reg nie. Jy, en ons gaan terug, wat jy in die Bybel kry, Abraham weet ons, hy het met God gepraat, hulle sê nie hoeveel keer nie. Ons gaan 'n bietjie verder, ons kom by Daniël uit. Daniël het 3 keer op 'n dag gebid. Nou die ortodokse Jode, die Jew boys soos ek hulle baie keer noem, hulle glo daaraan 3 keer op 'n dag moet jy bid. So hulle maak tyd. Klaar, einde van die saak. Dan kom ons by Paulus. Hy het 'n baie interessante vers. Hy sê bid sonder ophou. Hy sê nie vir jou bid 2 keer of 3 keer nie. Hy sê vir jou bid sonder ophou. Nou wil ek vir julle die ander ding sê. Nou kom jy tot bekering. God het die gawes daar, en een van die gawes is van die Heilige Gees. Daai gawe praat jy in tale. In tale praat jy direk tot God. Hoekom het hy dit vir jou gegee? Ja, om 'n eenvoudige rede dat jy direk met God kan praat. Hoekom praat jy direk met God? Want jy maak die Satan so deur mekaar, hy weet nie wat jy vir hom sê nie. Onthou, hy's net so teenwoordig, hy stuur sy demone uit. En hy het sy boodskappers wat hy rondstuur. So alles wat jy elke dag sê en elke dag doen wat jy beplan. Hoekom kry jy skielik 'n spyker in jou wiel? Ek het hierdie week 2 gehad wat ek presies sort. En dan wonder jy, hoe kry jy dit reg? Want ek meen die ding is so ding soos 'n naald en hy spreek spesifiek op 'n plek waar daar nie rubber is nie. Hoe kry hy dit reg? So dis dinge wat mense baie keer laat wonder, wat doen die duiwel? Ja, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose geeste in die lig. Maar ons ken daai gedeelte van die wapenrusting, wat ons graag in Efesiërs 6 lees. Maar daar's nog 'n wapenrusting, die wapenrusting van die lig, wat hy ons vertel. So, wanneer beskerm jy jouself? Wanneer pleit jy die bloed van Jesus oor jou vir die beskerming van God? Doen jy dit ook? Kom jy by daai punt dat jy sê, Here, ek weet hierdie dag gaan ek dit nie maak nie, maar ek weet, U gaan my help. En wat sê ons? Hy dra ons. En wat sê ons? Ons ken die 2 spore nie, saam? Dis die tye wat hy jou gedra het. Ons is so lief om dit te vergeet. Want ons is so besig met die dinge van die wêreld. Ek gaan weer Psalm 111 vir ons lees. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand en sy lof bestaan tot in ewigheid. Met ander woorde, die kort antwoord op alles is, lees jou Bybel. Vra vir die Here, waar wil jy moet ek lees? Hoekom wil jy hom lees? Ek sê altyd vir mense wat wil begin lees met die Bybel, begin met Johannes. Maar jy kan begin met Matteus ook. Jy sien ons het die 4 evangelies. En elke evangelie is deur die verskillende apostels geskryf. En hoekom ek baie van Johannes hou, is hy was die apostel van liefde. En dis wat ons tog lief vir mekaar is. Ons is lief vir mekaar. Ons dra mekaar se laste. Ons loop saam 'n pad. En die pad is om by God uit te kom. Maar ons almal verstaan nie altyd daai pad nie.
Vra my, ek was deur baie dinge, ook in die lewe. En die tyd toe God my, ek sê altyd vasdrap, was toe ek die Satan aanbidder was. En hom geken het. En God vir my gesê het, wat is jou probleem? Wat is jou storie? Toe sê ek, okay Here, praat met my, laat ons hierdie ding reg kry. Want die beste van alles is, as jy Satanis is, ken jy alles van die Bybel. Jy weet presies hoe om 'n Christen, en ek sit dit in hakies, want die Christene van vandag, as ons gaan kyk na die Katolieke, is daar 'n biljoen van hulle en ons almal Christene. En ek is jammer, ek glo nie een van julle is 'n Katoliek nie. Dis 'n feit. En onmiddellik het ek geweet, you're now on the dark side, brother. Switch to the light side. Maak 'n plan. Kry jou lewe in orde. So met die gevolg is, daarvoor kan ek die Here dank, dat ek by die lig uitgekom het. Want dis presies wat gebeur. Die oomblik as die lig skyn, verdwyn die duisternis. Die oomblik as jy die Bybel vat, wen jy klaar. Die oomblik as jy begin bid, wen jy klaar. Want dit weet die bose. 'n Persoon wat bid en God aanroep, sit hy met 'n probleem. En hy moet met 'n ander plan kom, om jou te sidetrack, om jou op ander plekke te sit. Besit waar hy jou wil hê. So ons moet dit baie in gedagte hou. En julle moet weet, dat daar is nie 'n ander woord, behalwe hierdie woord nie. Dis die onfeilbare, standvastige rots. En jy kan nie fout maak nie. Maak nie saak hoe slim ons is nie, maak nie saak hoeveel wysheid jy self het nie, vra maar vir Salomo. Hy het gedink hy is die slimste ou in die wêreld. Hy kan alles doen, en wat doen hy? Om vrede te bewaar. Onthou in die laaste Bybel, die laaste hoofstukke van Openbaring sê hy, as hulle almal in die laaste tyd vrede uitroep, moet julle wakker wees. Want as die vyeboom blop, dan weet julle die tyd is naby. En as hulle almal vrede roep, moet julle weet, daar's nie vrede nie. En dis wat Salomo probeer doen het. Toe trou hy met al hierdie ander vrouens van die buitelanders, en hy gaan 'n vrede in sy hele koninkryk hê. Maar die probleem wat hy het, is al hierdie vrouens bring al hulle afgode saam. En omdat jy my man is, moet jy luister wat ek sê, want jy moet nou kom doen wat ek doen. En jy moet afgode begin aanbid. En dis hoe hy geval het. So moenie dink jy slim genoeg om jou eie koninkryk te skep, vrede te skep, en intussen tyd doen jy dinge wat teen God is. Ons sal bietjie eendag Exodus 20 spesifiek weer behandel. Hoekom God spesifiek hom vir die mens gegee het. Want dit is wat die mens aan moet vashou. En jy sal nie fout maak nie. Dan die laaste ding is, ons hou daarvan om altyd vir julle die seën, die priesterlike seën te gee, voor ons afsluit. Ons ken hom almal, die Here is jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en in jou vrede gee. Nou baie mense sê, ek verstaan daai gedeelte, die eerste ene, die Here sal jou seën en jou beskerm, dis gaaf. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees, ons verstaan daai ene ook. Maar die laaste een, die Here sal in jou vrede gee. Nou daai vrede, is daai vrede wat ons van praat in die Bybel, die Shalom vrede. Daai vrede is verder as wat jy sal dink as mens. Ons verstand is te kort daar om dit te dink. Ek kan 'n hele preek vir julle daaroor ook leer. Maar daai vrede kom neer. Hoekom gee hy jou vrede?
ek het jou iets gevra, Vader. U is Abba Vader, U is my God. Maar, nou dat ek dit vir U gevra het, sê U in U woord, ek sal doen wat jy vra. En wow, dis groot. God gaan doen wat jy vra, want jy is sy kind. Onthou dit, maar onthou wat ek gesê het, jy is sy kind. Jy ken hom, hy ken jou. Hoekom kry ons dit baie keer, dat jy bid vir hierdie ding en dit gebeur skielik? Jy bid vir daai ding, maar dit gebeur nie. God vat jou op 'n pad, want hy weet dit wat jy hier wil hê, het jy nodig, en hy gaan dit vir jou gee. Ek het gehoor wat jy sê, so ek gaan vir jou daai vrede gee. En die interessante ding is, as jy God goed ken, gaan jy dit hier voel. Hier in jou hart, ek het dit gevra, Here, en jy gaan skielik vrede daaroor kry. Ek weet nie of julle dit al ondervind het nie. Ek het oor 'n ding gebid en jy sien, ek het nou vrede daaroor. Ek worry nie meer daaroor nie, want ek weet die Here dit gaan antwoord. En jy gaan die antwoord kry op. So dit is baie groot, daai Shalom vrede. So ek gaan vir ons afsluit met die gebed. Ons Hemelse Vader, U wat Abba Vader is, Adonai. Die een wat is, die een wat was, en die een wat kom. Die Alpha, die Omega, die enigste een. Here, ons loof U in hierdie oggenduur, want U is ons Vader, ons God, ons Heer, ons beskermer. Ja, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, die een wat ons elke dag ken en beskerm. Ons vra ook dat U so met ons sal gaan in hierdie week. Ons pleit ook die bloed van Jesus oor elkeen van ons gemeente. En ons loof U daarvoor, dat U ons Vader is, dat U ons vashou, dat U met ons wandel, dat U ons God is, dat U ons ken by die naam, soos U sê, ek het jou naam in my handpalm geskrywe, jy is myne. Ons loof U daarvoor, Vader, ons prys U daarvoor. Ons dank U in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die Nasarener, dat U ons beskermer is. En dan, Vader, soos U woord sê, die Here sê jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aansig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aansig oor jou skyn en in jou vrede gee. Ja, Vader, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, is net van U en U alleen. En ons dank U daarvoor in die naam van Jesus van Nasaret, die Nasarener. Amen en amen.